Ons almal weet Bybelstudie is iets wat ons moet doen, maar meeste van ons doen dit nie, omdat ons nie weet hoe nie. Vandag wil ek met jou 'n maklike Bybelstudie metode deel, wat jy kan gebruik as jy nog nooit voorheen Bybelstudie gedoen het nie, en dit graag wil probeer. Vir hierdie metode gaan jy jou Bybel, 'n notaboek of joernaal en 'n pen nodig hê. Nadat jy alles bymekaar gekry het, gaan jy die volgende 7 stappe volg. Stap 1. Kies 'n gedeelte om te studeer. As jy nog nooit voorheen Bybelstudie gedoen het nie, is dit 'n goeie idee om 'n Bybelstorie te kies om te studeer. Of jy kan 'n gedeelte uit een van die briewe in die Nuwe Testament kies. Maak net seker, die gedeelte is nie te lank nie. Stap 2. Bid en lees. Begin altyd jou Bybelstudietyd deur die Here te vra om jou te help. Jy het sy hulp nodig om te verstaan wat in die Bybel staan en hoe verskillende gedeeltes met mekaar verband hou. So, word eers stil en vra die Here om jou tyd in sy woord te seën en om jou te help om die waarhede wat jy vandag moet raak te sien. Lees dan die gedeelte wat jy wil studeer 'n paar keer deur. Moenie te vinnig lees nie. Dis veral maklik om te vinnig deur 'n gedeelte wat 'n mens goed ken te lees. So lees die gedeelte dus 'n paar keer stadig deur. Stap 3. Maak 'n opsomming. Jou volgende stap is om in jou eie woorde te verduidelik waaroor die gedeelte gaan. Moenie probeer verduidelik wat die gedeelte beteken nie. Skryf net neer wat in die gedeelte gebeur of som die boodskap van die gedeelte in jou eie woorde op. Stap 4. Wat leer jy oor God? Die Bybel is, anders as wat meeste van ons dink, nie 'n boek oor ons nie. Die Bybel is 'n boek oor God. Die volgende stap is dan om te kyk wat die gedeelte oor God leer. Leer dit jou iets oor die Vader, of oor Jesus, of oor die Heilige Gees? Of leer dit jou dalk iets oor hulle al drie? Jy kan ook kyk na hoe dit wat jy in die gedeelte oor God geleer het, inpas by die groter prentjie van die Bybel. Onthou om alles wat jy leer in jou notaboek of joernaal neer te skryf. Stap 5. Wat leer jy oor die mens? Al gaan die Bybel nie oor die mens nie, is daar tog baie wat ons oor die mens daaruit kan leer. Ons leer byvoorbeeld wat God se plan met die verlossing van die mens is. Ons leer ook hoe God wil hê ons as mense moet optree en nie optree nie, om maar 'n paar dinge te noem. Die volgende stap is om te kyk wat die gedeelte jou oor die mens leer. Jy kan hier ook dieselfde doen as in die vorige stap. Hoe pas dit wat jy nou oor die mens geleer het in by die groter storie van die Bybel? Moet nie vergeet om dit neer te skryf nie. Stap 6. Toepassing. Bybelstudie help nie veel as 'n mens nie dit wat jy geleer het in jou lewe begin toepas nie. Die volgende stap is dus om te vra hoe jy dit in jou lewe kan toepas. Hier is 'n paar vrae om jou daarmee te help. Hoe moet jou lewe verander as gevolg van dit wat jy geleer het? Moet jy iets glo wat jy tot dusver nie geglo het nie? Moet jy anders begin dink of optree? Wat is die belangrikste ding wat jy uit die gedeelte geleer het? Verander dit hoe jy God sien? Of dalk hoe jy jouself of ander sien? Skryf neer hoe jy dit wat jy geleer het kan toepas. Soms gaan jy dadelik weet hoe jy dit wat jy geleer het kan toepas. Ander kere gaan dit dalk nie so maklik wees nie. Maak dus ook hier 'n punt daarvan om die Here te vra om jou te help om die regte toepassing raak te sien. Stap 7. Deel dit met iemand anders. 'n Mens onthou dinge wat jy leer beter wanneer jy dit neerskryf. Jy onthou dit nog beter wanneer jy dit met iemand anders deel. Kies dus iemand vir wie jy gaan vertel wat jy geleer het en deel dit so gou as moontlik met hom of haar. Is nog 'n beter idee om sommer met 'n hele paar mense te praat oor wat jy geleer het. Mens weet nooit wie ook die boodskap wat jy in jou Bybelstudietyd gekry het, moet hoor nie. Hierdie 7 stappe gaan jou help om te begin om Bybelstudie te doen. Jy kan altyd later meer stappe byvoeg om jou te help om meer te leer, maar begin vereers net met hierdie stappe, sodat jy in die gewoonte kan kom om op 'n gereelde basis Bybelstudie te doen. En as jy dit probeer het en dit iets vir jou beteken, deel dit dan met iemand anders. Onthou ook om in te teken op ons kanaal vir meer boodskappe en wenke. Baie seën vir jou en mag die maklike Bybelstudie metode jou help om hierdie jaar in die gewoonte te kom om gereeld jou Bybel saam met die Here te studeer.